Ons is besig met 'n reeks. En in hierdie reeks is die groot tema, wie is God? Dis eintlik wat ons wil antwoord. Wie is God regtig? En om regtig te weet wie is God, gaan kyk ons na baie spesifieke uitsprake. Partykeer wil mense weet wie is God, dan gaan lees hulle baie in die Ou Testament en dis reg. Maar jy kry net 'n eendimensionele prentjie van wie is God. Maar as jy na die Nuwe Testament toe gaan en ons hou Jesus dop en wat Jesus sê, kry jy die volle prentjie van die Ou Testament en die Nuwe Testament saam. En dan is daar ongelooflike woorde wat Jesus sê, en ons weet nou al, elke keer wanneer Jesus hierdie woorde sê, dan moet jou ore tuit, want iets groots word gesê. En Jesus het die geneigtheid om God se naam te herhaal. Moses vra vir die Vader, hy sê, Here, as ek nou na Israel toe moet gaan om hulle uit Egipte uit te lei, wie moet ek sê is hierdie God? En God sê vir Moses, sê vir hulle, die ek is, het jou na hulle toe gestuur. So ek is God se naam, maar nou in die Nuwe Testament kom Jesus en hy brei uit oor hierdie woord ek is. Hy maak die woorde ek is vir ons lewendig. En Jesus het gekom en hy het klomp gesê, ons het nou al seker 4 gehad. Jesus het gekom, ek is die ware wynstok. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die groot ek is wat was voor Abraham. Ek is die lig van die wêreld. So elke keer as Jesus dit sê, dan beskryf hy bietjie die ek is. Maar ek wil jy moet jouself vra, waarom doen Jesus dit? Waarom wil hy vir ons die misterie van hierdie ek is verduidelik? Is jy bewus daarvan, dat God het 'n ongelooflike intieme behoefte om geken te word? God has got a deep desire to be known. En deur die ek is van Jesus kom hy na my en jou toe, en weet jy wat doen hy? Hy nooi ons uit tot verhouding. Hy sê kom leer bietjie wie ek is. En nou sit jy vandag, Jaco, is dit regtig so belangrik om God te ken? Is dit regtig so belangrik dat ons moet weet wie hy is? Moet ons nie net glo hy is daar en hom los dat hy sy eie ding doen nie? En dit is 'n belangrike vraag. Maar wat van as ek vir jou sê, die oomblik as jy God ken, en jy leer hom beter ken, dan anker dit jou in hierdie see van onsekerheid in hierdie wêreld, in tye van onsekerheid. Dit doen iets ongeloofliks vir jou, en dit gee vir jou iets wat jy nêrens anderste ooit sal kry nie. Ooit sal kry nie. Dit anker ons in sekerheid. Ek verduidelik dit deur 'n pragtige, ongelooflike, ek wil nie sê argumentie, wat sal ons dit noem, redenasie, wat ek gehoor het in die week. Nou, wie van julle ken vir John Lennox? Ken julle vir John Lennox? Wie van julle is bekend? Van julle is bekend met John Lennox. Nou, die van julle wat nie bekend is met hom nie. John Lennox is 'n wiskundige in die Oxford Universiteit. Maar hy is 'n passievolle kind van Jesus en hy's 'n volgeling van Jesus. En wat hom ongelooflik maak is, hy kan stry op die string theory level. Hy stry met hy praat met die wetenskaplikes, en hy is die ou wat die groot debatte namens Christendom hou teenoor die groot ateïste soos Richard Dawkins. As jy wil gaan kyk na een van die beste, wat noem mense dit, dialoog? Debatte. Een van die beste debatte wat ek ooit gesien het, wat gevoer was deur John Lennox, waar hy vir Richard Dawkins, hulle praat oor die realiteit van God. Richard Dawkins sê, dis 'n fabrication van 'n human mind, en John Lennox sê, no, it's the living God, creator of all things. Maar gaan kyk na daai debat, jy sal hom op YouTube vind, en hy vind plaas in die Smithsonian Museum. So hulle doen hierdie debat, vooral hierdie groot dinosaurusbene. En so John Lennox vat hierdie debat soontoe. Maar hy vat hom op 'n manier dat al hoe meer wetenskaplikes begin oortuig raak van die realiteit van God. Maar hoekom vat ek hom hiernatoe? Ons vraag is vandag, hoekom wil God geken word? En hoe belangrik is dit vir my en jou as ons God begin ken? Wat doen dit vir ons? Nou, hierdie gesprek was deur 'n jong man gedoen, en dit is by Oxford University. So hy praat nou met John Lennox en hy stel aan hom 'n vraag. Hy stel aan hom 'n vraag, en dit is 'n kritiese vraag, want hierdie jong man is krities teenoor mense wat geloofsekerheid het. En hy stel hierdie vraag vir hom. Hy sê vir hom, ek gaan dit vir julle lees hoor. Hy sê, when listening to you, you sound
very certain. And yet we live in a world where there is so many theories out there. There is nearly 1 million people who follow Buddhism. And I wonder and I look at the evidence that exists. You sound like a mathematician talking about religion. And if I went to the places like Harvard Divinity School and people who teach here at Oxford, and we do a survey on how certain they are of their own religion and beliefs, I think they would be not very certain. On what grounds are you so certain when the world is so fuzzy? Ek love my statement. Hoe kan jy so met boldness seker weet dat God leef? Hoe kan jy dit weet? In 'n see waar goeie so fuzzy is, ek hou van die woord fuzzy is. Fuzzy beteken net, daar's nie meer wit en swart nie, almal het 'n idee, en ons lewe in 'n wêreld waar hulle sê, waarheid is relatief, jy kan jou eie waarheid opmaak, glo dit net genoeg. Het jy dit al gesien? Kyk net na politikuste. Hulle sê nie dieselfde ding wat hulle glo oor en oor en oor en hulle hoop dit raak waar. It's a sea of fuzziness. Hy sê, hoe weet jy God is reël? Ek kan nie dink dat jy kan seker wees, jy klink soos 'n wiskundige. En John Lennox, 'n wiskundige, ek dink sy major vak wat hy aanbied, ek dink is group theory. So ons praat van next level. Die ouens kan nie hulle kan hom nie met groot taal net om die bos lei nie. Nou dink ons, hoe sal hy antwoord? En hy antwoord so. And on what grounds am I certain that my wife loves me? After a marriage of 46 years, I am certain, without a doubt, that she loves me. I think this would be very strange to some people, but I really think God wants you to be certain. In fact, he says that explicit in the New Testament. En haal hy 'n skrif aan, hy sê, these things are written that you might know that you have eternal life. These things are written that you might know for certain that you have eternal life. Ek paraphrase nou die res. Hy gaan aan deur te sê, baie mense dink sy sekerheid. Hy het sy sekerheid ontdek deur die beste hoërgraad kragtige redenasies wat hy met Richard Dawkins en al hierdie ateïste het. Hy sê, mense dink, omdat ek daai groot kragtige redenasies, die konsepte en die teorieë verstaan, dis hoekom ek seker is. En dat hy soos 'n wiskundige God gaan navors het, die opstanding gaan navors het, en soos 'n wetenskaplike al die evidence gaan toets het, en dit waar en kragtig bevind het. Nou is hy oortuig dat hy God volg. Maar hy sê nee. Ek kan nie, net soos ek nie met wiskunde en wetenskap kan bewys dat my vrou my liefhet nie. So kan ek nie vir julle met wiskunde en nee, ek kan met wiskunde en wetenskap God bewys, sê hy. Maar dis nie wat my oortuig nie. Dis nie wat my oortuig nie. Na 46 jaar van getroude huwelik sê hy, am I certain, without a doubt, that my wife loves me? Hoe weet hy dit? Want hy ken haar. Hy ken haar. Sy het haarself aan hom geopenbaar. Hy ken haar gedagtes, wat haar opgewonde maak, wat haar kwaad maak. Hy weet wanneer sy bang is. Hy weet wanneer sy die beste weergawe van haarself is. En hy weet wanneer sy wegkruip. Hy weet wanneer sy vir hom jok. En hy weet wanneer sy vir hom ongelooflik lief te bewys. En selfopofferende liefde vir hom gee. Hy weet dit en wiskunde kan dit nie vir hom bewys nie. Ek wil vandag vir jou sê, God wil geken word. God wil geken word, laat daai fuzziness waarvan hulle praat verdwyn en laat die lewe vir jou 'n wonderlike verhouding raak en nie 'n wetenskap eksperiment nie.
Die wêreld het so 'n oormate van inligting oor God. Daar's apps, daar's Bible apps, daar's Bible websites, daar is Bybel op TV, ons kan die Chosen kyk en die hele wêreld kyk dit, en almal dink hulle ken God. Almal dink hulle weet wie God is. So met ander woorde, daar is 'n oormate van inligting oor wie God is, en daar is 'n brandarmoede oor mense wat hom eintlik ken. Partykeer as iets oorbekend raak, raak dit weer onbekend. Ek bewys vir jou een ding. Kom ek wys vir jou een van die teorieë wat mense almal glo oor God. Meeste mense hanteer God asof die ding wat ek nou gaan vertel waar is. Kom ek vertel dit so in so 'n manier. Daar was 'n dag wat ek oortuig was, ek wil met Karina trou. Dis na sy my die 7de keer gevra het, asseblief trou met my. Toe gee ek nou maar in en sê, kos hierdie dinge traai. Nee, dis nie hoe het gewerk het nie. So daar was 'n dag wat ek oortuig was, ek wil met Karina trou, maar kom ons imagine, daai dag het so gewerk. Sê julle vir hoe suksesvol sou ek wees. Ek sou vir Karina sê, hoorie man, kom ek vat jou uit na 'n pragtige restaurant toe. En ek vat daar uit, julle, die scene is mooi, die view is mooi, die kersse het net ver genoeg gebrand, dat ek weet, sy het 'n mate van wyn nodig om ja te sê. So jy moet die hele scene set, en ek kom vir oomblik, ek sê, ek wil vir jou iets vra. En sy raak opgewonde, haar oë begin blink. Ek wil vra of jy met my sal trou. En ek sak so af, en sy dink ek gaan 'n klein boksie, jy wil daai klein boksies uithaal, en ek gaan so oopmaak voor haar, en ek haal nie die klein boksie uit nie. Ek haal 'n Filoflex uit. Ek sit op die tafel neer, maar daar's 613 wette in hierdie ding. So my skat, as jy nou deur hierdie 613 wette deurgewerk het, en jy het hulle almal bemeester, en jou lewe ingerig, dat jy presies lyk soos hierdie wette sê jy moet lyk, daai dag, kom ek na jou toe, en ek vat jou as my eie. En ek sal jou lief hê, as jy die mens word wat hierdie 613 wette van jou gaan maak. Hoe dink julle sal sy optree? Sy sal my boelop vat en hom oor my kop rek, en sy sal my klap, want sy omsingel my, want ek kan nie sien van wat sy kant af sy kom nie, en sy sal my op my alies kop en my wegjaag. Dit gaan nie werk nie. Nou, hoekom dink die wêreld dis wat God van ons verwag? Hier is wat die wêreld dink. Ek bewys vir julle, God word nie geken nie. Mense weet nie wie hy is nie. Mense weet nie wat sy aard, sy karakter, sy behoeftes nie. God, hoekom dink ons God sê, daar's 613 wette in die Ou Testament. Kry hulle onder die knie. Kry jou lewe in orde. Maak seker jy lyk soos ek wil hê jy moet lyk, dan gaan ek baie lief wees vir jou. Ons dink dit van God, maar as ons as mense dit moet doen, dan sal ons dink dit sal nooit werk nie. Dink jy regtig dis wie God is? Julle, want dis wat die wêreld en hoe hulle hom hanteer. Hulle dink ons moet deur al die hoops spring, en as jy God verskriklik gelukkig maak deur al die regte goedjies te doen, dan gaan hy vir jou baie lief wees. Nee, dis nie waarom ons dit doen nie. As jy regtig God ken, dan sal jy weet, hy is lief vir jou net jy is. Sonder dat jy iets doen, voordat jy nog ooit iets gedoen het, het hy jou lief, net jy is, hy aanvaar jou, hy is lief vir jou. Jy is syne, jy is sy beminde. You are God's beloved before you have done anything. En nou gebeur iets. Omdat hy my kies as sy geliefde, begin gedragsverandering in my. Nie om hom te behaag nie, nie om hom sy liefde te verdien nie, omdat ek het klaar gekry het. Nou begin ek funksioneer op 'n ander vlak. Ek begin hierdie liefde deel wat ek gekry het. Ek het grace en genade gekry, ek het die dood verdien. Nou gee ek bietjie genade vir die mense om my. Ek kom nie kerk toe omdat ek hom wil behaag nie. Ek kom kerk toe want ek love om met hom tyd te spandeer. Maar jy maak hom nie gelukkig nie. God is klaar gelukkig. Ek het laasweek gesê, ons hoef nie vir happy te hou nie. Happy is klaar happy. Happy is klaar happy. En hierdie konsep, dat God wil diep geken word. Diep geken word. Hy wil hê jy moet weet wie hy is. En daarom kom Jesus se woorde vandag na my en jou toe. En hy kom reflekteer. Hy sê, ek is. En die oomblik as hy sê, ek is, dan moet jy mooi luister, want hy gaan vir jou iets sê van wie hy is. En kan ons vandag, ek gaan nie lank wees nie, ek gaan nie lank besig hou nie, kan ons vandag vinnig na ons ek is uitspraak kyk. Jesus kom en hy sê die groot woorde, ek is die brood van die lewe.
Wauw, dis groot woorde. Het julle gehoor wat het Marie in die begin gelees? Het julle gehoor hoe gaan hierdie woorde? Hy begin so. Ek moet gou kyk waar is ons yes, hier is waar ons kom. So wat hier gebeur in hierdie gedeelte is, net voor dit gebeur het, so 2 hoofstukke terug, net so 1 of 2 hoofstukke terug, het Jesus vir 4000 mense in die Decapolis kant brood gegee. Onthou jy die brood so uitgedeel. Hy het dit ook in die Israel kant gedoen. Het hy vir 5000 mans gedoen. Hierdie keer het hy vir 4000 mans gedoen. En nou niemand het kos gehad nie en hy het die brood geneem en het oor dit gedank en die mandjies gevat en uitgedeel. Onthou julle. En daai skare is ons sê mans 4000 vrouens saam seker so 10000 mense en hulle almal het vol geword van hierdie brood en vis wat hy vir hulle voorgesit het. Brood was die stapelmaal van die dag en die tyd. En toe gaan Jesus oor die meer terug na Getsemane toe. Galilea toe. En hy kom in Galilea en die mense gaan soek om die volgende dag weer daar. Waarom dink julle soek hulle hom? Hulle soek hulle jam en toast. En hulle gaan sien toe en hulle kry nie vir Jesus nie. Hulle kry hom nêrens. En hulle dink, kom ons kyk aan die ander kant van die see of ons hom kan kry. Ek klim in die skytjie, hulle vaar oor aan die ander kant van die see. En toe hulle hom sien, toe gaan hulle na hom toe. En 'n skare, nou praat ons van 10,000 mense. You'll know it when it comes. Jy sien dit. En dan kom hulle na hom toe, hulle vra vir hom, "Here, hoe lank is jy al hier? Waar was jy? Hoe het jy gewaai?" En hier is Jesus se woorde. Jesus antwoord hulle, hy sê, "Voorwaar, ek sê, as Jesus sê voorwaar, beteken dit, hy sê nou iets groots. Luister mooi. Voorwaar, ek sê vir jou. Julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het." So hy sê eintlik iets baie eenvoudigs vir hulle. Hy sê, julle soek my vir wat julle by my kan kry. Maar julle het nie raak gesien wat ek eintlik vir julle wou gee nie. Het julle gehoor? Julle soek my vir wat julle by my kan kry, maar ek wou eintlik iets anders vir julle gegee het. Het julle al ooit so gevoel? Wie van julle was al lank weg van die huis af? En jy het kindertjies hierdie saais, né? By die huis. En nou, ons het op een of ander manier het ons hierdie bose kringloop aan die gang gesit. As ek lank weg was vir studie, of ek is lank weg gewees, ek het oor see gaan kursus doen of iets, dan as ek terugkom, dan het ek sakke sweeties en geskenkies en goedjies, soos Kersvader wat huis toe kom. Daai kinders hardloop, hulle druk, laat die bloedsomloop in my arms en bene afgedruk word. Nee, ek sal 'n dokter nodig hê. En hulle druk my, hulle is lief vir my, en dan begin hulle voel my sakke, hulle begin klap. En jy al gewonder wat sou gebeur as jy sonder lekker goed by die huis aankom na 'n lang tyd? Ek gedink hulle sal net verby my loop. Het jy al gevoel soos jou kinders is lief vir jou, maar daar's 'n rede? Het jy al die oproepie van die kosses afgekry? So die plek het, hallo mamma. Middel van die dag, is nie tyd om te bel nie. Wat wil jy vra? Wat is jou eerste vraag wat jy wil vra? Jy wil vra wat wil jy? Nee, ja, dis wat jy wil vra. Ja, wat wil jy? Nee, maar wat doen mamma? Ja, my skat en waar? Ag nee, ek dink sommer net 'n bietjie aan mamma. Dis amazing. Kan dank aan my. O ja, mamma, en terwyl ek nou jou op die lyn het. Jesus sê vir hulle. Klap julle mekaar agter. Kyk. Jesus sê vir hom. Hy sê, ek dink julle soek my net vir my goedjies. Maar julle weet nie wat ek regtig vir julle wil gee nie. Maar toe sê hy baie groot woorde. Hy sê, hoor nou mooi, julle soek my nie vir die tekens wat ek vir julle gedoen het. Vir die tekens wat ek vir julle gedoen het. En dis interessant. So wat is 'n teken? 'n Teken is jy doen een ding, maar dit beteken eintlik iets anders. En as jy die betekenis verstaan, kan dit vir jou baie verrykend wees. Verstaan julle? Dis wat 'n teken is. Sal jy wil graag weet wat is die tekens wat Jesus vir hulle gegee het? So hy het vir hulle brood gegee. Ons verstaan dit. Jesus sê, ek wou vir julle brood gee. Hy sê, maar as julle mooi kyk, het die brood eintlik iets baie meer beteken. Ek wil hê ons moet vandag weet, wat is die tekens? Wat is die tekens? Okay, 'n teken, wat is 'n teken? 'n Teken is, ek gee vir jou 'n blom. En as ek vir haar 'n rosie gee en 'n blommetjie gee, wat beteken dit? Beteken dit ek wil hê haar lesenaar moet mooier lyk by die universiteit? Sy moet op haar lesenaar neersit. Is dit wat ek wil hê? Nee. Ek kommunikeer iets. Nee, wat kommunikeer ek? Ek kommunikeer dat ek is lief vir jou. Daar's 'n groter teken wat ek vir haar gee.
So as sy net dink, wow, hy het vir my 'n great blom gegee, dis een ding, of sy kan die teken verstaan. En wat beteken die teken? Julle almal ken tekens. Jou vrou gee vir jou oogies. Daai oogies beteken jy is in die moeilikheid. Sy het nie net vir jou oogies gemaak nie, daar's 'n teken agter daai oogies. En as jy die tekens verstaan, dan gaan jou lewe baie beter wees. OK. So wat is hierdie tekens? Wat is hierdie tekens? Hier is die tekens. Die heel eerste teken begin hy hiermee. Jesus sê vir hulle, hy sê vir hierdie woorde, my Vader in die hemel, onthou julle, hy sê, dis nie Moses wat vir julle die manna gegee het in die woestyn nie, maar is my Vader in die hemel wat vir julle die ware hemelse brood gegee het. So waaraan koppel hy nou? Hy sê ek is die brood van die lewe. Hy koppel homself as die brood van die lewe. Hy koppel dit met wat God in die begin van die Bybel gedoen het. Hy sê onthou julle toe julle woestyn ingegaan het julle elke dag in die woestyn ingegaan en my pa, eintlik my pa was nie Moses nie. Hy het die hemel oopgetrek en manna het op julle gereën en hy het vir julle gesorg elke dag van julle lewe. Julle het gehoor. Hy het vir julle gesorg elke dag van julle lewe. Onthou julle dit? Hy verbind hulle met daai bonatuurlike werk wat hy daar gedoen het. Hy sê, en ek wil julle moet dit weet. My Vader, eerste teken, sal vir jou sorg elke dag van jou lewe. Hy wil hê jy moet weet, God is iemand wat vir jou sal sorg. En hy wil vir jou sorg. En hy doen dit elke dag van jou lewe. Jesus het self geleer om te bid, is Here, gee my vandag my daaglikse brood. So hy wil vir jou elke dag van jou lewe voorsien. Jesus sê vir hulle, ek weet en ek erken dat julle brood nodig het. Ek erken dat julle liggame brood nodig het. En my Vader wil hê, julle moet dit kry by hom. Maar hoor wat sê hy, gee vir hulle waarskuwing. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, dat die seun van die mens julle sal gee. Dis 'n baie interessante ding wat hy sê. Hy sê, my Vader het vir julle brood gegee, maar dis tydelik. Daai brood was tydelik. Moenie jou hele lewe werk, wat sê hy? Moenie jou lewe spandeer. Moenie al jou energie spandeer, net aan goed wat net die liggaam kan volmaak, vir tydelik nie. Hy sê, daar is ander goeders wat baie belangriker is, en jy moet 'n groot deel van jou lewe ook daaraan spandeer. Nou kom ons dink, hoe groot deel van die mensdom werk net aan die fisiese behoeftes wat hulle elke dag het? Dis waar ons werk. En Jesus sê, moenie dit doen nie. Hy sê, jy spandeer al jou energie aan tydelike goed. Hy sê, die goed weet ek jy dit nodig, en daarom gaan ek vir jou sorg. Maar doen jy dit klink jolig hier buite. Moenie worry nie, kinderklanke in ons kerk is worshipklanke, hoor. Hierso is enige kind worshipklanke. Hy wil vir jou iets meer gee, en dit is waar die tekens nou verskriklik pragtig raak. Tweede teken sê die volgende. Hy sê, ek is die brood van die lewe. En hier's waar dinge nou 'n bietjie dieper gaan. So Jesus sê, ek wil net vir julle tydelike goed gee, en ek wil vir julle ewige goed gee. Ek is die brood van die lewe. En is mooi, nee. Waar die manna vandaan gekom, julle? Die manna het uit die hemel uitgekom, nee. Hoor wat sê hy? Hy sê, en Jesus sê vir hulle, verwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee aan julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld gegee is. So dat nog brood uit die hemel gekom, dat manna uit die hemel gekom, maar God sê vir die mense wat vir hom sit, dat nou 'n tweede brood uit die hemel uitgekom, en wat is dit? Ons noem hom die brood van die lewe, en wie is dit? Dis eintlik ek, sê Jesus. Ek het ook uit die hemel uit neergekom. Hy sê, en die tweede ding wat God vir julle gee, is 'n brood van die lewe. Hy het eers vir julle brood vir julle liggame gegee, nou gee hy vir julle brood van die lewe. En weet jy wat sê hy? Soos brood jou liggaam lewendig hou, so sê Christus hou ek jou siel lewendig. Soos brood alles vir jou liggaam gee wat jou liggaam nodig het, so gee ek vir jou alles sodat jou siel kan lewe. Jesus sê, jy is nie net liggaamlik, jy is ook 'n siel. Hy sê, en vir my is dit so belangrik, mense leef eendimensioneel, en wat hulle nie ervaar is die liefde en die vrede en die blydskap wat ek hoop hulle kan kry nie. Waarom nie? Want liefde, vrede en blydskap originate nie uit die tydelike uit nie, dit kom uit die ewige uit, en die ewige is in die sielswese.
Jesus sê, ek is die brood wat uit die hemel uitgeval het, na julle toe gekom het, en ek wil ook jou siel voed. Ons leef in 'n tyd waar ons liggame ou beasts is, en ons siele is maar, uitgeteer. Jesus sê, ag, wil jy nie 'n bietjie eet van my nie? Ons doen dit nogmaal, nee, neem, eet van my liggaam. Eet van my, want as jy van my eet, kry jy die brood van die lewe. Ongelooflike boodskap. Mense by die huis, mense in die gehoor. Jesus wil vir jou meer gee as wat net die oog sien. Hy wil vir jou oorweldig met liefde, blydskap en vrede. En daai goed originate diep van binne af. Die buite kan nie dit vir ons gee nie, die uiterlike kan dit nie vir ons gee nie. Dis iets wat van binnekant af vloei, maar dit kan buite toe vloei. Dit kan buite toe vloei. Ek sluit af. Laaste een. Derde teken. Ons kyk na wat is die tekens. Daar's 'n derde teken. Onthou julle die toonbrode. Onthou julle die toonbrode. Okay, daar's nog 'n broodstorie. Die Here het 'n tabernakel gemaak vir die Moses sê bou 'n tabernakel. Onthou julle daai tent, tempel, en toe het die Here daar ingetrek. Hoekom? Want hy wil tussen sy mense wees. Hy wil naby aan sy mense wees. En sy volk het nodig gehad dat hulle weet God is by ons. Hy's naby ons. Soos 'n kind. As pappa en mamma naby is. Hierdie pragtige kindertjies van ons. Dis hoekom dit so is. Hulle gaan kinderkerk toe. Dis wonderlik. En dan besef hulle skielik my ma en pa is nou vir 'n halfuur nie hier gewees nie. Nee, dan kom maar die behoefte. Hulle wil net naby aan pappa en mamma wees. En dis wanneer hulle jou inhardloop en hulle mag. En dan touch hulle in daai roksoom tot hulle weer bietjie krag kry. Wat gebeur dan? Dan raak hulle weer braaf en gaan hulle weer. Kyk 'n bietjie. Ek en jy het dit nodig. Ons het nou en dan nodig om naby aan God te wees, aan sy roksoom te vat. Want dit vul ons met courage, met deursettingsvermoë, krag vir die dag, liefde, blydskap, vrede. So, God wou naby aan die mense wees en ek dink dis uiters belangrik. Uiters belangrik. En toe sê God, in die tempel, dat klomp goeders, maar is een ding wat jy moet doen. Sit elke week opnuuts vir my 12 brode voor die heiligste deel waarin God ingetrek het. 12 brode neer, hulle noem dit die toonbrode in Afrikaans, toonbrode. Weet jy wat is toonbrode? Wie weet wat is 'n toonbrood? Ek het nou altyd gedink, is dit 'n brood in die vorm van 'n toon? Of lê op 'n toonbank? Het hulle met die tone jong, ja, okay. Weet, is so glad nie wat ek gedink het nie, maar dankie dat jy nou daai prentjie in my kop gesit het. Wat is hierdie toonbrode? Nou kyk, die toonbrode is 'n Hebreëse woord, lehem ha panim. Panini, brood, panim. Dit beteken letterlik, wil jy weet, brood van die gesig, bread of the face, of bread of the presence, brood van die teenwoordigheid. So toon is nie die groot toon nie, toon is ek toon myself aan jou, ek wys myself vir jou. En is eintlik die brood van aangesig. En waarom aangesig? Nou julle, dit as ons dit verstaan, as Jesus sê, julle het dit gemis. Ek wil eintlik vir julle sê, wie is ek? Jesus sê, ek wil hê, julle moet weet wie ek is. Julle het dit gemis. Jy het gedink, ek gee net vir julle toast and jam. Nee. Kyk wie is ek. Ek is die toonbrood. Ek is die teenwoordigheid van God onder julle. Ek is die gesig van God onder julle. Nou die Jode onthou die gesig van God, want hy het vir hulle grootvader, Abraham. Nee, ja, vir Abraham het hy vir Moses gesê om vir, nou moet ek baie mooi dink, vir, wie was die hoofpriester? Aaron, daar is hy, dankie, help julle my. Hy het vir Moses hierdie seun gegee om Aaron mee te seën, en dis die seun. Ek dink ek het dan vir julle neergeskryf. Yes, nummer 6. Hoor nou gou waar kom die woord gesig in. Die Here sal jou seën en jou begoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet julle my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. So groot seën. As God na jou kyk en jy sien sy aangesig. Baie mense dink dit is vreesaanjaend. Baie mense dink dit sal judgment wees. Nee, God sê nee. As my gesig na jou toe kyk, dan kry jy seën, jy kry vrede, jy kry blydskap. Want God kyk na jou. En hoe kyk hy na jou?
Hy kyk na jou met aanvaarding. Kyk na jou met aanvaarding. Weet jy wat verander in 'n mens se lewe? As jy altyd God gesien het, iemand wat kyk na jou met straf, teleurgesteld. Kyk hoe verander jou verhouding met die Here as jy begin sien hoe God regtig kyk. God kyk na jou en sê, jy's myne. Hy seën jou met sy aangesig. Weet jy wat sê Jesus? Ek is die brood van teenwoordigheid. Waar julle my sien, sien julle ook my Vader. Vat aan my, dan vat julle aan my Vader. As ek aan jou vat, vat my Vader aan jou. As ek vir jou bid, is dit my Vader wat vir jou bid. En dit was 'n groot tema van Jesus gewees, want sy disippels vra van, wys vir ons die Vader, en wat sê Jesus? As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So liewe gemeente, God wil geken word. En daarom word Jesus vandag die toonbrood, en hy kom toon vir ons die Vader. So wil jy weet wie is God? En hier, ek gaan een sin sê wat ek dink mooi uitgepak moet word. As jy wil weet wie is die Vader, gaan kyk na Jesus Christus, hoe die Bybel hom vir ons leer. As jy wil weet wie is die Vader, gaan kyk na Jesus, want hy gaan vir jou wys wie is die Vader. En dan as jy iets in Jesus sien, en jy dink, maar dis jy die Vader nie, dan verstaan jy nog nie die Vader reg nie. Want alles wat jy in Jesus sien, is in die Vader. Jesus sê, ek kom toon die Vader vir julle. Kom ons buig ons hoofde. Ek weet, sonder uitstek, dat hier is mense wat vandag 'n openbaring kry. God kyk na jou, en hy is nie teleurgesteld nie. Hy kyk na jou met liefde en met aanvaarding. Ek wil hê jy moet hier kan uitstap vandag en weet, God het jou lief. Jy is dalk self skuldig oor jouself, maar is nie God nie. Hier is iemand wat dink, ek moet God presteer, dat hy my kan lief hê, ek moet al die goed reg doen, ek moet die wette reg kry, ek moet die reëls reg kry, en jy sukkel daarmee. En jy dink, ek is nie goed genoeg nie, vandag sê die Here vir jou, nee, dit is nie wie ek is nie. Ek is iemand wat jou lief het, en ek sal jou help verander as jy wil. As jy my toelaat, ek sal vir jou die tools gee wat jy nodig het. En er is iemand wat sy idee van God skuif, van 'n regter en 'n judge wat wil kritiseer, na 'n liefdevolle Vader, wat jou lief het net jy is. Vader, ek wil vra dat hierdie woord in mense se harte sal lê, en dat mense se aangesig sal draai na God toe. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe gemeente, ons eindig met hierdie laaste lied, en as ons klaar is, staan op en kry vir jou 'n lekker koppie koffie hier agter, en kyk tog na jou kind se cupcake, as jou kind gebring het, hulle het hulle cupcake self versier, of die tafel of die mat versier, maar iets gaan versier wees. Dankie.